Ek gesels vandag met Lizette Pienaar Livesage. Nou, ons praat oor klein Hanro Pienaar. Hy is nie so klein nie, hy is 13 jaar oud, is ook al 'n jong man. En van die 10de Januarie af het die jong man bloeding op sy brein. Lizette, ek gaan nie verder praat nie, want wat gaan aan? Sondagmiddag die 10de Januarie het Hanro 5:00 begin kla van 'n hoofpyn, wat nie vreemd is in ons gesin nie, ons kry almal hoofpyne. Hy het begin opgooi en ons het Hanro gevat na die ER by Waterfall Netcare toe. Daar het hulle gedink hy het bloed getrek, bloed was nie reg nie, toe dink hulle hy het breinvliesontsteking. En toe hulle die breinscan doen, toe sien hulle Hanro het 2 plekke op sy brein wat bloei. Ons het nie 'n mediese fonds nie, omdat ek my vaste inkomste verloor het laas jaar met COVID, so ons het begin soek na 'n staatshospitaal, en die Here het net elke liewe bed toegemaak. Ons moes R150,000 neersit voor hulle hom opgeneem het, wat my sussie en my swaarfonds betaal het. En die pad van daar was maar ICU toe, MRI scans, hulle het begin soek vir die oorsaak, en hulle het 'n tumor by sy regternier gekry. Hulle het wou Hanro oorplaas na Donald Gordon Onkologie toe, ons kon ook nie daar bed kry nie, en Dinsdag aand 6:30 is hy teater toe vir 'n noodbreinoperasie. Die breinchirurg is baie tevrede. Hy sê dis 2 groot breinoperasies in een, omdat al 2 kante van die brein gebloei het. Hulle het Dinsdagmiddag die gewas gekry by die nier, en toe het ons nou begin dink, hoe gaan hulle hierdie uithaal? Hanro was die hele tyd stabiel, hy was die hele tyd onder sedasie nog. Hy is gisteroggend 9:30 teater toe, en na 'n operasie van 3 Here, dankie Here, kon hulle die hele tumor verwyder het. So Hanro hy is nog stabiel, hy is nog in ICU, hulle het die tumor weggestuur vir verdere toetse. Hulle kan nie vir ons sê wat gaan die nagevolge wees van enige of daar gaan iets wees met sy brein, of met enigiets, en hulle sal nou verdere toetse doen sodra hy wakker is. Dan sal ons meer inligting hê oor waar het die tumor vandaan gekom en die pad vorentoe. Lizette, maar jy het geld nodig om die minste daarvan te sê. Ja, 2 van ons vriende het maandagoggend dadelik 'n fundraising begin vir Hanro. Caring Daisies het ingetree. Hulle help ons het 'n GoFundMe fonds vir oorseese mense wat wil inbetaal, wat een van my skoolvriende begin het. Ons is regtig baie afhanklik van fondse, omdat ons nie 'n mediese fonds het nie, en jy weet, net rofweg die breinoperasie was alleen net so oor die R300,000. Hy is nou vandag presies 7 dae in ICU, so enige fondse is regtig meer as welkom. Ek hoop pragtig dat daar iemand in die Oeverberg is wat nou ingeskakel is en wat luister en wat bereid sal wees of wat geroep gaan voel om jou by te staan. Sou dit die geval wees, wat is die roete om te volg om vir jou te help dat Hanro heel aan die kant uitkom en dat jy nog 'n lewensvatbare lewe kan hê na dit, want ek neem aan daar gaan baie terapie en goeders moet wees wat volg nou na hierdie operasies. Hulle kan nie vir ons sê op hierdie stadium wat sy rehabilitasie gaan ons sê nie. Soos ek sê, eers as hy wakker is, gaan hulle dit vir ons sê, maar hy gaan definitief terapie nodig het. Daar's 'n Facebook bladsy met die naam van Hanro's Miracle. Hanro se wonderwerk in Afrikaans, maar dit is in Engels. Hy al die besonderhede is daarop, Caring Daisies se bankbesonderhede is daarop, en dan kan die verwysing net wees Hanro Pienaar. As die Here dit vir enigiemand in sy hart oopmaak om ons te help, wil ek net sê baie dankie. Ek waardeer dit verskriklik baie. Elke liewe mens wat vir Hanro bid, dankie julle. Die Here dra ons, die Here gee vir ons wonderwerke elke dag met daai kind in daai hospitaal. Nou goed, almal praat oor Hanro. Hoe gaan dit met Lizette? Ek sê vanoggend vir die Here, ek sê Here, vanoggend kom ek uit 'n ma se hart uit. Dit vat aan my, dis 7 dae later, ek's nou emosioneel. Ek dink in die begin hardloop mens net op adrenalien en jy gaan net aan. Dis baie moeilik om jou kind in daai ICU op al daai pype en goed te sien. Maar ek is dankbaar vir die Here, ek is dankbaar vir die blessings wat hier gaan uitkom. Ek is dankbaar vir die werk wat die Here deur Hanro mense se lewe doen. Ek is 'n bietjie moeg, maar ek weet die Here dra ons elke dag deur hierdie situasie. Ek weet die Here kyk na jou, Lizette, maar is daar iemand wat jou hand vat? Het jy 'n vriendin of iemand wat daar by jou is?
Ja, ons het 'n baie goeie familievriend, Rikus wat maar soos my kinders se pa is. Hy ondersteun my baie, my sissies, my familie, vriende, daar's regtig ek kan nie vir jou sê in hierdie tyd hoe baie mense, vreemde mense wat ek nie ken nie, wat uitreik en wat net daar is. So daar's regtig het ek baie ondersteuning. Ja, ek weet jy is nou verskriklik besig, maar mag ek jou telefoonnommer vir mense gee, dat hulle miskien net op 'n WhatsApp vir jou bemoediging kan stuur? Dis enige tyds welkom en dis wat my dra elke liewe dag. En die Here werk deur mense en mense stuur boodskappe oor goed waaroor ek gewonder het en dan kry ek bevestiging op 'n WhatsApp. So mense is meer as welkom. En as daar enige ander ma is wat inskakel wat deur dieselfde of soortgelyke ding gaan, asseblief maak kontak dat ons mekaar kan bemoedig, mekaar kan moed en praat, saam kan bid, saam kan huil. Hulle is meer as welkom. Nou goed, Lizette Pinaar, sy selfoonnommer, ek kry jou pen en papier gereed, want ek gaan dit nou sê, en dan gaan ek dit na die onderhoud weer herhaal, is 082 466 9691. Nou Lizette, het jy alles wat jy nodig het? Waar bly jy? Is jy naby aan die hospitaal? Of hoe lyk jou situasie? Ons bly by my sussie in Kyalami, dis hoekom Andrew in Midrand in die hospitaal is. So ons is so 10 minute van die hospitaal af. So ja, ek is doodreg met verblyf en met vervoer hospitaal toe. Baie dankie. Ons wil hê Hanro moet gesond word en ons weet dat die fondse na Hanro toe moet gaan. Maar gewoonlik is dit Hanro se mamma wat regtig hulp en ondersteuning nodig het in hoofletters, want Hanro kan nie vir homself op die stadium help nie, maar jy kan en jy staan nou vir hom in en jy het sekerlik ook ander kinders. Ja, ek het nog 'n seun wat 19 is, maar so gelukkig is Andrew die jongste ene. Daar's nog kleiner kinders wat nou my aandag nodig het nie. Lizette van Radio Overberg se kant af, hoop en bid ek dat iemand vir jou sal help. Ek is net die boodskapper, so ek gaan regtig vir jou intree en baie sterkte. En weet net ons harte is by jou. En dat dit is 'n moeilike tyd en daar is nie plekke in die hospitale nie en dis 'n gevaarsone om in die hospitaal te wees en jy is daar. So ons bid dat julle twee altyd beskerm sal wees teen hierdie vieslike virus ook nou nog. Baie dankie, ek waardeer dit regtig baie. Jy kan bydra tot die gesondheid van hierdie gesin. Lizette se telefoonnommer 082 466 9691. En dan natuurlik die Facebook blad Hanro's Miracle en dit is net HANRU afkappend S Miracle MERACLE. As jy enigsins kan, dan smeek ek jou, dra ietsie by tot die Pinaar gesin.